Hallo, ek is Ronel Besuidenhout. Jy luister na 'n voorlesing van die dagstukreeks vir Julie, Lig in die winter. Vandag is die 11de dagstuk. Die tema daarvan is geestelike sig. En ek wil voortbou op die besoek aan die Emmaus. En ek wil voortgaan op gister se dagstuk oor die Emmausgangers. In Lukas 24 vers 31 staan daar hierdie kort sinnetjie. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Ons bid dikwels dat God ons omstandighede moet verander. Tog is dit nie altyd waar die grootste wonderwerk begin nie. Toe die Emmausgangers Jesus herken, was niks rondom hulle anders nie. Die kruis het steeds plaasgevind. Oproer het steeds in Jerusalem geheers. Die onsekerheid van die toekoms het steeds voor hulle gelê. Wat wel verander het, was hulle manier van kyk. Jesus het nie eers op daardie oomblik by hulle aangesluit nie. Hy was reeds die hele pad langs hulle. Die grootste wonderwerk was nie sy teenwoordigheid nie, maar hulle nuwe vermoë om hom raak te sien. Dieselfde gebeur wanneer Elisa bid. Dis nou in 2 Konings 6 vers 17. Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien, bid Elisa. Die vyand verdwyn nie, maar die dienaar ontdek eenvoudig dat God se teenwoordigheid groter is as sy vrees. Is dit nie ook waar vir ons nie? Geloof beteken nie altyd dat God die wêreld rondom ons verander nie. Soms verander hy die mens binne in ons. En wanneer ons anders begin kyk, ontdek ons dat hoop nie eers begin wanneer alles reg is nie, maar wanneer ons God se werklikheid raak sien. Ek nooi jou uit om bietjie dieper te gaan en te kyk na die Bybelstudie teksverse in die geskrewe gedeelte, as jy tyd het daarvoor. Maar andersins, dink net oor hierdie vraag. Waar het God nie jou omstandighede verander nie, maar wel jou manier van kyk daarna? Ek wil graag saam met jou bid. Here, open my oë vir wat ek nie op my eie kan sien nie. Gee my die gawe van geestelike sig. Amen. Tot môre.